Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Baie dankie dat jy die tyd vat om saam met my God se woord te bestudeer. Nou ons is besig met 'n reeks oor geloof en ek wil dit net weer sê dat ek wil glad nie voorstel dat hierdie nou die allesomvattende reeks is oor geloof en as jy nou hier klaar is, gaan jy alles weet wat daar is om te weet oor geloof nie. Die goeie nuus is dat ek weet self nog nie alles wat daar is om te weet oor geloof nie. Ek is self besig met my reis met dit. So ek wil glad nie voorstel dat ek jou alles gaan leer wat daar is om te leer nie. Wat ek wel kan sê is dat ek met liefde deel wat ek weet. En dat soos wat ek hierdie met julle deel, ek nuwe goed leer en die Here nuwe goed aan my openbaar. So dankie dat jy bereid is om saam met my hierdie journey te vat en dat ons saam sal groei in ons geloof in Christus. In die eerste episode het ons gesê, geloof is nie om op jou tande te byt en harder te probeer nie. Ons het vir mekaar gesê dat geloof kom deur God se woord. Dis ons primêre bron van geloof. Nou vandag wil ek verder gaan met wat is geloof nie, op hierdie punt dat geloof is nie om werklikhede of jou onmiddellike omstandighede te ontken nie. Geloof is nie om te sê hierdie ding bestaan nie, ek maak asof dit nie bestaan nie. Dis nie wat geloof is nie. Romeine 4 vers 17 sê, God is ons voorbeeld van geloof, wat dinge roep wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. Ek gaan dit net weer lees. Wat dinge roep wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. Let mooi, geloof ontken nie die dinge wat wel bestaan nie, maar dit roep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Daar's 'n groot verskil tussen om te ontken wat bestaan en om te erken wat bestaan, maar dinge te roep wat nog nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan. Kom ek gee 'n voorbeeld. Jy is vrot van die verkoue. Die snollies loop hier teen jou lip al af en jy elke 2 sekondes. En as iemand vir jou vra, "Shay man, ek sien jy het verkoue." "Nee, ek het nie verkoue nie. Ek het nie verkoue nie in Jesus naam, ek het nie verkoue nie." Dis nie wat geloof is nie. Geloof ontken nie dat jy verkoue het nie. Geloof erken net dat daar vir jou genesing is en dat jy genesing kan roep waar jy nie genesing sien nie. Op hierdie punt wil ek jou geloof help om te verstaan dat daar 'n verskil is tussen feite en waarheid. Kom weer, hoe bedoel jy dan nou? Feite word gewoonlik vir nou voorgehou as waarheid. Maar later verander dit wanneer nuwe feite aan die lig kom. Kom ek gee vir jou 2 voorbeelde. Vir die wat nou so 'n bietjie ouer is, wie van julle kan onthou van Y2K? Die wat na dit gebore is, kom ek verduidelik vir julle. Hier in 1998 het daar 'n roemer begin, dat wanneer die kalender sou oorslaan van 1999, 31 Desember 1999, as ons gaan oorgaan na 1 Januarie van die jaar 2000, gaan alles wat elektronies is tot 'n stilstand kom, want niks elektroniese goed is geprogrammeer om van 1999 oor te slaan na 2000 toe nie. Die rekenaarstelsels kan dit nie hanteer nie. En as jy dink dis 'n grap, wat ek vir jou vertel, mense het gaan blikkies kos en gaan bankers bou en gaan skuld maak, want die wêreld gaan ophou bestaan na 1999, na 31 Desember van 99. Die stories het rondgegaan dat vliegtuie gaan uit die lug uitval en alles wat enigiets met elektronies te doen het, en jy kan nou vir jou indink vandag, eintlik het alles op een of ander manier iets met elektronika te doen. Hulle het gesê, al daai goed gaan ophou bestaan, dit gaan net ophou werk. Dit was 'n feit. En is nie net die so radikale klein groepie wat hierdie ding verkondig het nie. Dit was, man,
Die grootste deel van die mensdom het in dit geglo. Dit was 'n feit. En toe kom die nag van 31 Desember 1999 en die klok slaan 12 uur en die klok slaan 1 minuut oor 12 en tada, niks het gebeur nie. En toe die ouens skielik gebacktrack en ag ek weet nie wat was al hulle verskonings nie, maar toe daai feit van die afgelope 2 jaar toe nou skielik verander in 'n leuen. 'n Ander voorbeeld is die kar waarmee ek nou ry. 'n Hele klomp jare terug, ek dink dit was omtrent in 2014, 2015. Was daar eendag 'n klap geluid in die kar en hier spring liggies op die dashboard. Die dashboard lyk soos 'n kersboom. En ons vat met ons volgende diens, vat ons die kar in na die bandelaars toe en ons vra, hoorie, kyk net vir ons na hierdie liggies. Ons kry dit nie af nie. Nee, sê hulle, daar's 'n groot fout. Jou transfer case, nou ek gaan nou nie te tegnies raak oor dit nie. Weet maar, ek weet self nie lekker wat 'n transfer case is nie, maar weet maar net, hulle sê toe nou vir my, jou transfer case, dis is iets met jou raadkas te doen, is in sy pietjie in. Jy gaan 'n ander transfer case nodig hê, en nou praat ek van 2014, 2015, toe praat hulle van R20,000, toe sê ek, julle verstaan glad nie, hierdie werk nie. En die ou het vir my gesê, meneer, as jy dit nie nou vervang nie, jy gaan niks meer as 10,000 kilos met jou kar so kan ry nie, dan gaan jy langs die pad staan. Daai was nagenoeg 9 of 10 jaar terug. As ek reg onthou, het my klok toegestaan op 130,000 kilos, min of meer. Vandag staan my kar op 250,000 kilos en hy ry nog steeds. Ek het nog steeds 'n paar liggies op my dashboard. Hulle is nog nie weg nie, maar my kar ry nog. Nou, heel eerste wil ek sê, ek glo God hou my kar heel. Maar die ander ding wat ek vir julle wil sê is, dis nog 'n voorbeeld van 'n feit wat toe nie so groot feit is nie. Waarheid kon daai feit verander. En net so is siekte in jou liggaam. Die dokter kan vandag vir jou sê, jy het kanker en jy het 3 maande om te leef. En dis 'n feit. Moenie die kanker ontken nie. Moenie begin praat van die groot K-woord nie, man. Noem die ding met sy naam. Moenie ontken dat die dokter gesê het, jy het kanker nie. Om te ontken wat die dokter gesê het, is nie geloof nie. Maar onthou net, feite kan verander. Waarheid daarteen kan nooit verander nie. As 'n waarheid verander, dan was dit nooit waarheid nie, dan was dit 'n leuen of 'n feit, wat altyd vir my na dieselfde ding begin klink. Waarheid bly vas. Maak nie saak wat die omstandighede is of hoeveel tyd verby gegaan het nie, waarheid bly waarheid. En Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is dus die waarheid. Nog 'n waarheid is dat God die skepping gemaak het. Alles wat jy om jou sien, het God geskep. Nog 'n waarheid rondom dit vind ons in Hebreërs 1 vers 3 en ek gaan spesifiek die Amplified dit vir ons lees. He, Jesus, is the sole expression of the glory of God, and he is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by his mighty word of power. In eenvoudige Afrikaans gestel, Jesus handhaaf, Jesus onderhou, Jesus lei en Jesus dryf die ganse heelal deur sy woord. Hy het dit geskep deur sy woord en hy onderhou dit deur sy woord. Nou lyk dit vir jou asof die ganse heelal nog in stand gehou word. Is alles nog in plek? Is die son, maan en sterre nog waar hulle veronderstel is om te wees? Dan is hierdie mos 'n waarheid. Want in 6000 jaar het dit nog nooit verander nie. En as die ganse heelal gehandhaaf en onderhou word deur die integriteit van sy woord, dan beteken dit dat alles wat jy om jou sien in 'n oogwink sal verdwyn die oomblik as hy sou lieg. Want alles word onderhou deur sy woord.
En as sy woord nie meer betroubaar is nie, kan dit nie meer die heelal onderhou nie. En alles sal ophou om te bestaan. Want alles het al ontstaan deur sy woorde. Laat daar lig wees, laat daar 'n uitspansel wees, laat die aarde voortbring, ensovoorts. So terloops, hierdie geld nie net vir die woorde waarmee hy die heelal geskep het 6000 jaar gelede nie. Dit geld ook vir sy geskrewe woord wat jy vandag in jou hand vashou. As hy een enkele leuen daarin sou hê, sal die heelal ophou bestaan. Hierdie is 'n perfekte voorbeeld van geloof en woorde. Daar was niks. Toe roep God in dit wat niks was nie, asof daar iets is. En wat is die resultaat? Daar waar nie 'n son was nie, is nou son. Daar waar nie sterre was nie, is nou biljoene sterre. Daar waar nie plante en diere was nie, is nou volop van albei. En so kan ons aangaan. So wat is die praktiese implikasie hiervan? Siekte in jou liggaam. Geloof ontken nie die feite nie, maar onthou feite verander. Geloof is geanker in die waarheid. Wat is die waarheid van jou liggaam? Wel, kom ons kyk wat sê sy woord. Want ons het mos nou vasgestel dat sy woord waarheid is en dat Jesus waarheid is. Blaai saam met my na Jesaja 53 vers 4. En ek wil graag hê jy moet hierdie in jou Bybel lees. Dat jy in jou geskrewe woord kan sien wat is die waarheid. Hy sê in die ou vertaling, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Nou net so vir interessantheid, hierdie is omtrent so 700 jaar voor Jesus se geboorte geskryf. En kyk wat gebeur 700 jaar later. In Matteus 8 vers 14 tot 17 staan die volgende. En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. En hy het haar hand aangeraak en die koors het haar verlaat en sy het opgestaan en hulle bedien. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van duiwels besete was. En hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe en almal wat ongesteld was. En almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Sodat, dis vers 17, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Twee goedjies. Waarheid het na 700 jaar steeds waarheid gebly. Wat beteken, dit is vandag 2000 jaar later nog steeds waarheid. Waarheid kan mos nie verander nie. Waarheid verander nie nadat dit in vervulling gekom het nie, dit bly waarheid. Die woord wat in Jesaja vertaal is as smarte, is in Matteus vertaal as siekte. En nee, dit was nie 'n typo van Matteus se kant nie, dis presies wat God wil gehad het ons moet verstaan van Jesaja se profesie. Want hy het geweet dat party mense gaan sukkel om in Jesus se genesing van siekte te glo en daarom sal hulle sê dat smarte het niks te doen met jou fisiese liggaam nie, maar eerder met jou hart. So Jesus het gekom om ons harte en emosies te genees. Maar Matteus kom maak dit duidelik dat Jesaja se profesie juis op liggaamlike siekte dui. Ek verstaan in elk geval nie hoekom wil jy onderskeid tref tussen die twee nie. Jesus kan en wil jou gees, siel en liggaam genees. Die waarheid is dat hy reeds jou siekte op sy liggaam aan die kruis gedra het. Jy het nie ook nodig om dit te dra nie. Jy kan vandag kies om die waarheid te glo bo die feite in jou liggaam. Jesaja 53 vers 5 sê, en deur sy wonde, dis hier in die laaste gedeelte van vers 5, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In 1 Petrus 2 vers 24 herhaal hy dit, en ook in die laaste gedeelte van daai teks, hy deur wie se wonde julle genees is. Psalm 103, en ek gaan hom hier van vers 1 af lees, is vir my so mooi. Hy sê, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Net so terloops, hier is vir jou 'n resep vir genesing. Begin deur God te loof, ten spyte
van die feite in jou liggaam. Jy ontken nie wat in jou liggaam aangaan. Jy ontken nie wat die dokter gesê het nie. Jy ontken nie wat teen jou lip afloop nie. Jy ontken nie die pyn nie. Maar jy erken wie God is. Dis die begin tot jou genesing. En dan vers 3 sê hy, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees. Dis nie 'n mooi gedagte hierdie nie, dis nie 'n feit nie, dis 'n waarheid, want is God se woord. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Onthou, ons het nou net bepaal dat God se woord waarheid is. Gaan kyk vanaand, as die wolke dit toelaat, of die sterre nog is waar hulle moet wees, en dan sê vir jouself, myself, God se woord is nog waarheid, want sy woord sê, hy handhaaf alles, hy onderhou alles, hy lei alles en hy dryf alles deur sy woord, en hier is die bewys, al die sterre en die son en die maan is nog in hulle plek, so sy woord is nog waarheid. Dan gaan jy terug na jou situasie en jy sê, en noem die ding by sy naam, moenie doekies omdraai, moenie maak asof dit nie daar is nie, ons het dit nou vir mekaar uitgeklaar. Noem hom by sy naam, as dit 'n siekte is, noem hy siekte, as dit jou gebroke huwelik is, noem hom, verpletterde finansies, depressie, noem dit, en jy noem hy ding by sy naam en sê, jy's dalk nou feit, maar jy's nie waarheid nie. Die waarheid is, en dan kry jy vir jou 'n woord in God se woord om op te staan, want sy woord is waarheid. En jy vra, as jy nie weet waar om 'n woord te kry nie, vra sy Heilige Gees, Here, wys my, help my, gee my 'n woord in u woord waarop ek kan staan, want my gevoelens speel met my woer, en mense het allerlei opinies. Ek het nodig om te weet wat sê die waarheid oor my omstandighede, en dan kry jy vir jou woord, en jy roep wat ook al op die oomblik nie bestaan in jou lewe nie, asof dit bestaan op grond van sy woord. Jy roep daai perfekte gesonde liggaam wat jy nie nou ervaar nie, asof dit bestaan. En omdat jy dit roep op grond van God se woord en die naam van Jesus, wat ook waarheid is, moet die feite verander en in lyn kom met die waarheid. En dit, geliefde disipel van Jesus, is wat geloof is. Ons ontken nie die feite nie, ons ontken nie die siekte of gebrek nie, maar ons roep die genesing en voorsiening wat ons in sy woord sien, asof dit reeds in ons liggame en omstandighede bestaan. En hierdie feite moet die knie buig voor sy waarheid. Vader, baie dankie vir u woord. En dankie Here dat u woord waarheid is. En dat u woord nie kan verander nie. En dat u nie kan verander nie. Want u is waarheid. Dankie Here, as ek na die uitspansel kyk, as ek na die heelal kyk, dan kan ek weet dat ek weet, u woord is nog waarheid, want u hou nog alles in stand. En omdat ek hierdie bewys het, dat u waarheid is, kan ek vandag met vrymoedigheid glo in u woord. Kan ek met 'n vasheid in my glo in u woord. Here, ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat u hulle sal help deur u woord, om 'n woord te kry waarop hulle kan staan, waaraan hulle kan vashou, en dat die waarheid van u woord hulle sal vrymaak, van wat ook al die feite in hulle lewe is. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.